Baie hartlik welkom, liewe vriende en liewe gemeente. Ons is nog steeds besig in die evangelie van Markus, maar ons kom nou nader, dis inleidingstyd, so ons kom nou nader aan Paasfees. En daarom wil ek graag vanmôre vir die gedeelte lees uit Markus 11. Dis die intog van Jesus in Jerusalem. Nou Markus, Lukas en Matteus het hierdie verhaal opgeteken. Lukas en Matteus het so ietsie ekstra by, wat ek sal nou lees uit Lukas uit, maar kom ek lees Markus 11. Toe hy naby Jerusalem kom, by Betfage en Betanië, op die Olyfberg, stuur Jesus 2 van sy disippels en sê vir hulle, gaan na die dorpie daar reg voor julle. En net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie vasgemaak kry. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand van julle sê, wat maak julle daar? Moet julle sê, die Here het hom nodig. En hy sal hom gou weer hierheen terugstuur. Hulle het gegaan en 'n jong donkie by die ingang buite langs die pad vasgemaak gekry en hom losgemaak. Party van die mense wat daar gestaan het vir hulle gesê, waarom maak julle die donkie los? Hulle het geantwoord soos Jesus gesê het, die Here het hom nodig, en die mense het hulle laat begaan. Hulle bring toe die donkie na Jesus, en sit van hulle klere op hom, en Jesus het opgeklim. Baie mense het van hulle klere op die pad oopgegooi, en party weer groen takkies wat hulle langs die pad afgebreek het. Die wat voorgeloop en die wat agteraan gekom het, het uitgeroep, prys hom. Loof hom, wat in die naam van die Here kom. Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is. Prys hom in die hoogste hemel. Jesus het in Jerusalem na die tempel toe gegaan en alles daar bekyk. Dit was al laat middag toe hy en die 12 weer na Betanië toe gegaan het. En dan het ek gesê, Lukas en Matteus het so ietsie ekstra by. Lukas 19:41 sê, toe hy nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil. Dit is seker een van die kortste, kragtigste sinnetjies wat daar in die Bybel staan. Ons kry dit ook in Johannes 11:35. Jesus het gehuil. 'n man van 33 jaar, wat op 'n donkie se rug die stad Jerusalem binnegery kom, die vredestad. Hy bars in trane uit. Dit terwyl die skare sing, Hosanna, vir hom wat kom, as die koning, die seun van Dawid. Dit maak nie sin nie. En dis nie omdat Jesus weet wat vir hom voorlê dat hy begin huil nie. Dis om 'n ander rede waarby ons net sal uitkom. Jesus, die seun van God, huil. Hy bars in trane uit. Nou, liewe vriende, 'n mens huil, party mense huil omdat hulle naby in die water gebore is, sê ons. Ek is self so. Maar jy huil omdat jy diep hartseer is. Omdat jy diep teleurgesteld is. Dan begin jy huil of jy bars in trane uit. En dan sê ons, die trane was die irritasie weg. Of die trane die irritasie weggewas het by Jesus, glo ek nie. Want Jesus huil om 'n ander rede. Kom ons kyk wat het hier gebeur in hierdie verhaal. Jesus stuur, hulle het eintlik eers by die plekkie gekom, Betfage en Betanië. Nou as jy sal onthou, Betanië is die dorpie waar Jesus se vriend Lazarus en Martha en Maria gebly het. Hulle het 'n huis daar gehad. As jy nou mooi sal onthou, dis ook op 'n stadium daar waar Jesus gekom het, toe hy die boodskap gekry het, dat Lazarus lê op sterwe.
in Betanië. Betanië is op die dorpie waar die hemelvaart plaasgevind het. Nou van daar af was dit so 28 kilometer opdraande na Jerusalem toe. En dan sê Jesus vir 2 van sy disippels, gaan na Betanië toe. Waarskynlik was die 2 disippels, ons dink so, Petrus en Johannes. Wat 'n kombinasie. Gaan na die dorpie, en daar sal julle 'n donkie vind en 'n eselsvul. Maak haar los en bring haar vir my. En dan gaan die 2 disippels na die dorpie toe, en net so hulle inkom by die dorpie, daar vind hulle nou die donkie en die eselsval. En hulle maak hom los. En soos wat Jesus gesê het, as die mense vir julle vra, hoekom maak julle die donkie los? Waar vat julle die donkie heen? Dan moet julle net sê, die Here het hom nodig. Kan jy vir 'n oomblik indink, jy kom daar by iemand anders se besitting, vreemde mense, en hulle kom daar by iemand anders se besitting, of dit nou 'n donkie of wat ook al is, en jy maak hom los, en die mense vra, hy, wat maak jy? Hy sê, nee, die Here het hom nodig. Ons sal dit terugbring as hy dit klaar gebruik het. Dis hoe dit hier staan. En hulle vat die donkie, hulle gooi van hulle klere op die rug, hulle vat die donkie na Jesus toe. En as Jesus op die donkie klim, dan begin hy ry in die rigting van Jerusalem. Soos voorspel is in Sagaria 9 vers 9. Soos lankal voorspel is, dat jou koning sal Jerusalem binnegery kom op die rug van 'n donkie. En Jesus moes dit geweet het. Hy het mos as jong seun by 'n rabbi geleer. En hulle het waarskynlik hierdie gedeeltes in die Ou Testament geleer. Want hulle het groot gedeeltes uit hulle kop uit geleer. En nou is dit die moment wat Jesus besef, dis wat hy moet doen. Op 'n jong donkie, waarop niemand nog gery het nie, 'n vredesdier, want dit is nie 'n oorlogsdier gewees nie, moet hy die stad Jerusalem, die vredestad, Jerusalem, die vredestad binnery. En dan sing die skare, en dit wat hulle sing is eintlik 'n aanhaling uit Psalm 118, Hosanna vir hom wat kom in die naam van die koning. En Jesus, sing hy saam? Nee, Jesus huil. Die trane loop oor sy wange. Hoekom? Miskien moet ons eers dit gou besef. Onthou Jerusalem was eintlik bekend as die vredestad, Jerusalem. En die mense het nou in hierdie tyd na Jerusalem toe gegaan vir die Paasfees. En in die Paasfees het hulle teruggedink aan die verlossing uit Egipteland. Die verlossing van 'n wrede tiran, die Farao, Ramses II. Hulle het teruggedink aan hoe hulle die bloed aan die deurkosyne gesmeer het van die lammetjies. En hoe dat dit hulle verlos het, dat hulle nie doodgemaak is deur die doodsengel nie. En daarna jaarliks in Jerusalem is die Paasfees herdenk. Die lammetjies het gekom daar die velde van Bethlehem, want dit is waar die beste lammetjies was. En dan is die lammetjies gebring, ongeveer bereken hulle so ongeveer 3 miljoen lammetjies wat geslag is. En dan is die bloed deur die priester gesprinkel op die altaar, om daarmee te sê, jou sondes is vergewe. So die Paasfees was 'n verskriklike groot geleentheid en byeenkoms elke jaar, maar ook maar 'n bloedige byeenkoms, waaraan Jesus op die einde 'n eind aan sal bring.
Hier kom Jesus ingery na die vredestad Jerusalem, waar die Paasfees elke jaar gevier word en teruggedink word aan die verlossing uit Egipte land. En die skare sing, Hosanna. In plaas daarvan dat Jesaja 45 vers 3 waar word, elke tong sal bely en elke knie sal buig en bely dat Jesus die Here is. Heil Jesus. God se seun heil. Die valsheid van die skare beweeg God tot trane en God se seun heil. Want hulle is nie eg nie. En daarom moet jy mooi verstaan wat gebeur net hierna. Dat Jesus 'n vyeboom sien, en dit was hier in Julie maand se tyd gewees. Wat 'n welige blare dos aan het, wat die teken laat, die indruk skep, maar hier's vye aan. En as Jesus kom en hy wil vye pluk, dan is daar niks nie. En daarom vervloek hy die vyeboom. En die vyeboom verdroog tot in die grond, en want die vyeboom is tipies, tekenend van die volk Israel, wat uiterlik godsdienstig was, wat uiterlik die idee geskep het dat hulle die Here aanbid en dat hulle glo in die Messias. Maar hulle was oneg. Daar was 'n valse geloof. Daar was 'n oppervlakkige godsdienstigheid by hulle teenwoordig. En daarom vervloek Jesus die vyeboom as 'n waarskuwing vir die volk Israel en vir almal, vir ons almal. Hou op met hierdie vorm godsdiens. Hou op met hierdie uiterlike vroomheid. Hierdie voorgee godsdienstigheid. Hou op daarmee. En kom tot ware aanbidding, tot 'n egtheid van jou geloof. Hy doen 'n tweede ding. Hy kom by die tempel om te gaan aanbid. En wat kry hy? Verstaan net bietjie wat daar aangegaan het. Jy het geldwisselaars destyds gekry. En die geldwisselaars het hulle eie geldeenheid ontwerp. Vir die mense wat van baie ver af gekom het, wat nie 'n offer kon saambring nie, moes dan by die tempel van daai geld in die hande kry, om van die offerdiere te koop, teen 'n geweldige verlies van hulle eie geld. So hulle die mense daar in die voorhof van die tempel beroof. En daarom word Jesus kwaad. Want daar staan Psalm 69 vers 7 het in sy kop opgekom, julle maak die huis van my vader 'n handelshuis, of daar staan eintlik 'n rowerspilonk. Julle verontreinig die tempel van die Here. In plaas daarvan dat julle soontoe kom om te aanbid, is daar by julle 'n handeldrywery en byt julle ander mense uit. En daarom word hy kwaad en hy vleg 'n sweep van touwtjies. En hy slaan die mense en hy gooi die tafels om en hy jaag die mense uit die tempel uit. En hy sê hierdie woorde, julle maak die huis van my vader 'n rowerspilonk. Wat aansluit by hierdie persepsie wat die vyeboom geskep het van godsdienstigheid, maar as nie egte, ware aanbidding nie. Dis tragies. Want jy moet onthou, toe Jezus die stad Jerusalem binnenry, was daar nog van die disippels, en klop ander mense, maar verseker van die disippels, want Judas het hom toe nog nie verraai nie, sê Markus. So Judas het ook waarskynlik gesê, Hosanna. Petrus het gesê, Hosanna. Maar 'n rukkie daarna het Petrus hom 3 maal verloon. Gesê, ek ken hierdie man nie. Ek weet nie wie hy is nie. Ek
Ek is glad nie verbind aan hom nie. Is dit nie tragies nie? En daarom moet jy verstaan, dat hierdie is 'n boodskap van waarskuwing eintlik aan ons almal. Besop dat ons nie sê, Hosanna, nog steeds in lydingstyd 2000 jaar na Jesus se geboorte nie. Want Jesus se koms in die wêreld is aangekondig deur 'n engelekoor. Vrede op aarde, Lukas 2, vir die mense wie hy welbehaag. Dit was vreugde. En dit was veronderstel dat hy Jerusalem sou binnenry, die vredestad, met vrede, met blydskap. Maar Jesus huil. So dis 'n waarskuwing vir ons, pas op, dat daar nie by ons ook hierdie uiterlike godsdienstigheid en vroomheid is. En eintlik is dit alles skynheiligheid nie. Jy sien wat ek en jy mooi moet verstaan. As jy sê dat jy 'n kind van die Here is, as jy Jesus wil volg, dan moet jy vir hom opstaan by jou werk. Dan moet jy hom bely by jou gesin, daar buite in die samelewing. Dan is dit permanent wat ek onder konstruksie is. Dan is dit permanent dat ek die Here sal bely met hart en mond en hande wat ons sing. Dan moet daar weggedoen word met die uiterlike tekens van vroomheid en godsdienstigheid. Die skyngodsdiens moet mee weggedoen word en net ware aanbidding met geld. Dan moet ons ophou om selfs in die kerke daai uiterlike vroomheid en godsdienstigheid hê en onder daai dekmantel beskinder ons mekaar, verkleineer ons mekaar, sny ons mekaar in repe met die tong wat Jakobus 3 sê. Is daar onenigheid? Is daar slinksheid en onderduimsheid? Dan kan Jesus ook daar in daai tempel die tafels omkeer en die mense uitjaag, dat die kerk leegloop. Want dan moet ek liewerste nie in die kerk kom nie. So in lydenstyd is hierdie intog in Jerusalem vir my en vir jou ook 'n oproep om te sê, los die vorm godsdiens. Los dit as jy Hosanna sing en jy bedoel dit nie. Los dit. Moet liewerste nie in die kerk kom as daar hierdie uiterlike skyngodsdiens is nie. Los dit. So dis 'n oproep vir my en vir jou, dat alleen ware aanbidding, opregtheid in my geloofsverhouding met die Here belangrik is. Want as dit hom volg, as ek hom volg, het dit implikasies vir my, by my huis en by my werk, en in die samelewing daar buitekant, en waar ook al. Maar jy moet ook dit hoor, dat hierdie hele prentjie beweeg God tot trane. Want God huil oor die onbekeerlikheid van mense, oor die valsheid in godsdiens, oor die skynheiligheid. Dis in ons hande, wat gaan ons daaraan doen? Hemelse Vader, help ons om U aan te gryp en te dien met liefde, met opregtheid, met 'n verhouding wat suiwer is tussen my en die Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ontvang met biddende harte die seën van die Here.
Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, wat sy trane stort oor ons, vir jou en vir my bring op ons knieë tot egte, ware aanbidding. Amen. Mag het 'n mooi dag en 'n mooi week vir u wees, en dat u weer sal nadink oor hierdie gedeelte waar God huil, God se seën huil oor mense. Totsiens.